Goed, julle gereed vir die woord. Opgewonde oor die woord van die Here. Die woord sal vir ewig bly staan en dit is so belangrik dat jy jou hart oopmaak en sal luister en sal ontvang wat die Gees van die Here deur die woord van die Here vir jou sê, weet, en vanoggend net is my altyd so wonderlik as die Here net kom en ek het 'n sekere tema, ek wil nie al my tema weggee nie, maar waaroor ek wil predik en ons het eintlik klaar gebid en Annemarie kom en sê, maar sy voel net sy wil vir die volgende bid en sy bid presies die tema. Ek sê Annemarie, die Here het jou geskinder want dis waaroor ek vanoggend preek. En sy sê, ek wil amper nie dit gebid het nie, maar ek het net gevoel ek moet daarvoor bid. En dit is interessant hoe die Gees reël werk, want ek was nie eers in die gebedskamer en toe ek nou instap, toe tel sy in die Gees op. Dus daar's 'n bonatuurlike reëling wat ons nie moet mis nie. Sy kon in die Gees optel, sy het glad nie geweet waar ek preek nie, en sy het dit presies woord vir woord amper gebid wat die tema is vanoggend. So, ek dink dit wat ek vanoggend met jou wil bedien ek genoem, gaan ek dit gewonder, gaan ek dit 'n konsep noem, gaan ek dit ek dink wat ek dit gaan noem is 'n dissipline. Ek wil met jou praat oor seker die belangrikste dissipline in ons geloofswandel. Want ons is geroep om disippels te wees. Here Jesus het ons gestuur om te sê, gaan maak disippels. Nie net mense wat in Jesus glo nie, maar mense wat se lewe dit bewys, wat hulle lewenstyl getuig, dat hulle volgelinge van Jesus is. Baie mense glo in Jesus, maar nie almal volg Jesus nie. Daar's 'n verskil. Dis een ding om in Jesus te glo, maar is 'n ander ding om Jesus te volg. En om hom te volg beteken dat ek doen wat hy gedoen het. Ek wandel in sy voetspore, dis wat 'n disipel is. Hy wandel in die voetspore van sy rabbi, so hy leer by sy rabbi, hy kyk na sy rabbi en hy doen dit soos sy rabbi dit gedoen het. Dis wat 'n disipel doen, en dis hoekom Jesus sê, gaan maak disipels, mense wat dit doen soos ek dit doen. So, ek begin by Jakobus 4 vers 7, Jakobus 4 vers 7 is 'n baie belangrike gedeelte vir ons, wat die Here ons kom leer, hoe leef ons in oorwinning. Nou, ek en jy weet dit, en die Bybel leer dit vir ons, dat ons het 'n vyand. Van die begin af is hy daar. Van die begin van die mensdom af is hy daar, op uit om die mens te vermoor. Johannes 8:44 sê, die duiwel is ons vyand, hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hy is 'n realiteit, hy is daar. Hy is oorwin, maar hy is nog nie gebind nie. So hy gaan nog probeer, hy gaan nog sy aanslag loods, en ons moet verstaan, dat daar is hierdie realiteit van 'n teenstander wat teen God se plan en wil van ons lewe kom staan. En dan kom die Here en hy gee vir ons hierso 'n baie belangrike aspek van ons oorwinning, Jakobus 4 vers 7, en hierdie woord is 'n baie belangrike woord in ons gedissiplineerde wandel gelowig. Onderwerp, sê vir die persoon langs jou, onderwerp. Onderwerp julle dan aan God. So, hier is 'n progressiewe werk. Dit is eers moet jy een ding doen, dan gaan die volgende ding gedoen kan word. Onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel, en wat gaan hy doen? En hy sal van julle wegvlug. Daar staan nie net weerstaan die duiwel nie, daar's eerstens onderwerp jou aan God, dan sal jy die vermoë hê om die duiwel te weerstaan. Nou weerstaan beteken nie dat ek staan en ek doen niks nie. Nee, ons kan nie net staan en niks doen nie. En verwag ons gaan wen nie. Jy kan nie 'n vyand wen as jy nie grondgebied terugvat nie. As jy nie vir hom sê, luister, is nou genoeg nie. En opstaan in jou autoriteit nie. Want jy moet weet wie jy is. Daar's een resep vir sukses in die lewe, en dis sekerheid. Twyfel het nog nooit iets reg gekry nie. Twyfel het nog nooit oorwin nie. Twyfel het nog nooit grondgebied teruggevat nie. Jy moet sekerheid hê in God se roeping. Jy moet sekerheid hê in God se woord. Jy moet sekerheid hê in God se roeping oor jou lewe en sy plan oor jou lewe en sy roepstem en jou posisionering en jou identiteit as seun en dogter van die lewende God. Sekerheid hê in wat Jesus vermag het aan die kruishout van Golgotha en dat hy die dood uit opgestaan het. Ek en jy moet lewe in daardie sekerheid. Dis hoe ons onsself onderwerp aan God, want in daardie onderwerp aan God gee dit vir ons autoriteit. Nou, net so 'n les in die lewe, dat autoriteit werk as volg. En ons in Engels praat ons van submission
Submission is 'n belangrike dissipline wanneer dit kom by die plek wat ek autoriteit wil uitleef. Want die mate waaraan jy onderwerp is direk gelyk aan die hoeveelheid autoriteit wat jy ontvang. Hoor mooi. Die mate wat jy onderwerp is direk gelyk aan die hoeveelheid autoriteit wat jy instaan of ontvang. So, jy het 'n werk gekry, daar by die werk het hulle vir jou sekere magte aan jou gedelegeer. Jy het 'n posisie gekry, hulle het jou aangestel in 'n sekere posisie en gesê, in hierdie posisie gee vir ons jou die mag om die volgende te moet doen. As jy in 'n bestuursposisie, nou nie almal begin by 'n bestuursposisie nie, maar om eventueel by 'n bestuursposisie uit te kom en na te groei, het 'n prys gekos. En weet jy wat is die prys? Submission. Onderwerping. Want die mate wat jy doen wat van jou gevra word, en dit goed doen, omdat jy op die opdragte reageer, dra jy omdat jy doen wat vir jou gesê word, gee vir hulle en sê, weet jy, ek gee vir jou die mag om te doen wat my gesag is. Submission and authority. So, wanneer die woord van God kom en sê, onderwerp julle aan God, beteken jy verstaan dat jou mate wat jy jouself aan God onderwerp, is gelykstaande aan die hoeveelheid autoriteit waarin jy gaan lewe. Maar is nou maklik om te sê, onderwerp jy aan God. Wat beteken dit? Wat sê dit? En in alle aspekte van ons geestelike lewe is daar sekere goed wat God van ons verwag, wat ons moet doen. En as ek nie my belyn met God se wil nie, kan ek nie God se resultate verwag nie. Maar as ek my onderwerp aan God se wil, gaan ek die resultate kan na uitsien, wat weer die vyand gaan nie net sidder nie en bewe nie, hy gaan vlug van ons af. Okay, so ek weet nie wie van julle wil in hierdie autoriteit leef nie. Wie van julle het al gebid en sê, Here, maar ek voel nie my gebed het krag nie. Ek voel daar's niks wat gebeur nie. Maar ek en jy weet, gebed het krag. Maar hier is die ding. Wanneer ek bid, moet ek in sekerheid bid. En ek bid in sekerheid, want as ek in sekerheid bid, bid ek dat ek verwag, daar gaan iets gebeur, daar gaan resultate wees. Maar my sekerheid, my autoriteit, my vrymoedigheid en my gebedswandel lê altyd gekoppel aan my mate van onderwerp aan God. En hier is die dissipline wat ek vanoggend oor wil praat, want jy kan nie onderwerp as jy nie hierdie dissipline toepas nie. En hier is die belangrikste dissipline in jou geloofswandel, en dis die woord wat ons almal al van gehoor het en al geleer is, van klein tyd af is gehoorsaamheid. Is dit moontlik om jou te onderwerp sonder gehoorsaamheid? Nou wat leer ons kinders heel eers al van kindsbeen af? Gehoorsaamheid. Nou wat sê gehoorsaamheid? Hoor en werk saam. Okay, eenvoudig. Hoor wat ek vir jou vra en werk saam. Nou daar's maniere hoe gehoorsaamheid geleer word, en daar's verskillende fasette van gehoorsaamheid. Nou 1 Samuel 15 vers 22 is 'n baie bekende gedeelte wanneer ons praat oor gehoorsaamheid, waar die profeet na Saul toe kom as koning, en ons weet Saul was maar geneig om sy eie ding te doen. Okay? En die woord van die Here kom na Saul toe, en hy sê die volgende stelling. Nou, ek gaan so 'n bietjie die konteks hiervan gee, maar ek wil eintlik die konteks bietjie na 'n ander rigting toe vat vanoggend. 1 Samuel 15:22, daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffer en slagoffer, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister is beter as die vet van ramme. Dis die stelling wat die profeet kom maak. Nou, Oswald Chambers het die volgende gesê, hy sê die goue reël vir die verstaan van geestelike dinge is nie intellek nie, maar gehoorsaamheid. Die goue reël
Vir die verstaan van geestelike dinge is nie intellek nie, maar gehoorsaamheid. En ek dink soms staan intellek in die pad van gehoorsaamheid. Want gehoorsaam aan God is nie altyd logies nie. Maar meerderheid van die kere is dit nie logies nie. Want dis bo-natuurlik. Dis bo die logiese riem. So, wanneer jy hierdie gedeelte lees in vers 23, kom die profeet en hy spreek vir Saul aan en hy gebruik hierdie woord wederstrewig. Hy sê wederstrewigheid is soos die sonde van waarsêry. Die Engelse vertaling sê rebellion is as the sin of witchcraft. So een van die grootste uitdagings waarmee wat die grootste vyand van gehoorsaamheid is natuurlik die gees van rebellie. Nou ek gaan vanoggend en hou goeie moed, ek gaan nie oor die gees van rebellie praat nie. Okay, want ek dink ons almal verstaan die gees van rebellie en wanneer ons by gehoorsaamheid kom, kan ons maklik weet op dit bly fokus. En ek weet en ek glo dat elke mens na die sondeval is gebore met 'n gees van rebellie wat in hulle is. Dis hoekom ons van kleins af kinders gehoorsaamheid moet leer. En die gees van rebellie is iets wat gebreek moet word. Dis soos letterlik wanneer 'n cowboy 'n perd moet inbreek. Hy is gebore met 'n hardkoppigheid. Dit is in hom. Hy word nie gebore en sê ag klim my en ry my nie. Jy moet hom eers inbreek. Jy moet sy wil breek sodat hy jou wil kan volg. So elke mens, soos jy groei geestelik, weet jy waarin groei jy? Jy groei in jou mate van gehoorsaamheid, in onderwerping aan God om te sê, nie meer my wil nie, maar u wil geskied. Is dit nie die perfekte voorbeeld wat Jesus vir ons kom stel het nie? En soos ons groei geestelik, leer ons om te deel, en hoe vinniger jy dit leer, hoe vinniger jy jou kinders dissipline en gehoorsaamheid leer, hoe vinniger heers jy oor die gees van rebellie. So ouers, van jongs af, buig die boompie terwyl hy jonk is, breek hom aan. Hoe doen jy dit? Wel eenvoudig, jy kry so 'n houding wat so ronde kant het en dan... Die woord sê, weet julle hoe die woord sê, Jesus, he learned obedience through the things he suffered. As Jesus gehoorsaamheid so misleer, wie is ek en jy om nie gehoorsaamheid te leer nie? En soms gebeur dinge in ons lewe, want ons is besig om gehoorsaamheid te leer. Nou, as ons maar net van die begin af kon luister en doen, in gehoorsaamheid sal ons osself baie moeite gespaar het. Is dit nie waar nie? So dis hoekom ouers, jy doen jou kinders 'n groot guns, om van kleins af hulle gehoorsaamheid te leer. Want dit leer jou om te onderwerp, want dis wat onderwerping is. Ek doen nie my eie wil nie. Nou die woord kom sê, gehoorsaamheid is beter as offerande, maar wat is gehoorsaamheid anders as offerande? Om 'n offer te bring, wat offer jy op? Jy offer die moeilikste ding op wat jy kan opoffer, wanneer jy in gehoorsaamheid begin lewe. Wat offer jy op? Jy en ek. Wat ek wil, my wil. So, daar is die sy van gehoorsaamheid, wat die stryd tussen gehoorsaamheid en rebellie is daar, dis so. En ek en jy moet bewus wees daarvan, maar vanoggend wil ek vir jou kom leer ook, dat daar's meer as net rebellie wat die vyand is van gehoorsaamheid. Want ons is nie noodwendig altyd rebels en aspris, en rebellie is maar eintlik 'n asprisheid, né? Ek wil my eie kop volg, ek is beter wetend, en dis wat rebellie is, dis wederstrewigheid, is jy besluit, ek wil doen soos dit vir my beter klink, en hoe ek het wil hê. Die eie ek is die oorsprong van rebellie, en ons weet ook, dis die oorsprong van sonde, dit in die hemel alreeds plaasgevind, wat Satan rebellie is, en gedink dat hy weet beter as God. So alle sonde se oorsprong is uit rebellie, eintlik wat rebellie se oorsprong wees is hoogmoed. Ek dink ek weet beter, ek dink ek is beter, dit is die oorsprong. Maar daar's ander vyande van gehoorsaamheid, wat ek en jy ook moet bewus van wees. Ons weet van rebellie, en ons moet deel met rebellie, en dit is deel van die dissipline van gehoorsaamheid. Maar dis 'n paar ander subtiele punte, wat ons nie altyd agterkom nie, wat vyande van gehoorsaamheid kan wees. En ek wil volgende, en ek gaan dalk so 1 of 2 persoonlike goed uit my eie lewe net wat ek moes leer uit, want ek voel net toe ons in die week net praat, en Vrydagoggend het ons gepraat oor die Heilige Gees se betrokkenheid in ons lewe, en die manne net spontaan begin praat oor wat die Heilige Gees vir hulle beteken, want ons is in die tyd wat ons in afwagting is, soos die disippels gewag het vir die uitstorting van die Heilige Gees, verwag ek dat die Here iets nuuts kom doen oor sy kerk.
met 'n vars uitstorting van sy gees. Maar die manne vertel hoe die Heilige Gees vir hulle daai innerlike stem is wat hulle kom waarsku, wat hulle kom lei. Twee van die manne vertel net hoe hulle by 'n verkeerslig staan en die lig vir hulle groen is en hulle wil begin ry en hulle stop en hulle weet nie hoekom hulle stop nie en toe hulle weer sien die ene daar 'n voertuig verbygekom, die ander het 'n groot vragmotor verbygekom oor die rooi lig. En hulle besef en hulle kan getuig en ek dink baie van ons kan dieselfde getuienis lewer oor hoe daardie stemmetjie binne in ons so beskerm het en hoe die Heilige Gees ons kom help het en ons bewaar het in daardie oomblikke en ek dink daar's soveel oomblikke in ons lewe wat ons nie eens besef hoe die Heilige Gees en daardie innerlike stem ons kom help nie, maar daar's 'n plek waar daardie stem gedemp word. Want dis hoekom die Gees van die Here vir ons gestuur is, om die wil van die Vader aan ons bekend te stel, is dit nie waar nie. Sodat ons sy welbehae kan doen. Dis tog die missie. Dis tog wat ek en jy poog om te doen in ons lewe, is om God te behaag bo enigiets anderste. En dis wat dit beteken om ons te onderwerp aan die Here. So, hy kom hier, so hy sê, is dit brandoffers en slagoffers wat God begeer? Nou, brandoffers is iets wat hulle gebring het as deel van aanbidding. Hulle die vet van ram, hy sê, begeer God, gehoorsaamheid, beter as slagoffers, is beter as slagoffers, of luister beter as die vet van ramme. So, 'n slagoffer is gebring, dis geslag vir sondebelydenis. En die vet van ram is gebrand tot eer aan God, dit was 'n lieflike geur voor God. Okay, so, wat hy kom sê is, gehoorsaamheid is belangriker as sondebelydenis, en belangriker as aanbidding. God soek jou gehoorsaamheid bo jou belydenis en bo jou aanbidding. Nou as ek vanoggend sê, dis 'n dissipline, wil ek glad nie dat jy moet dink, dis iets wat ek nou moet handhaaf en dit is 'n geforseerde ding. Nee, hierdie gaan alles oor verhouding. Want God is 'n verhoudingswese en sy hele missie is om te poog en alles in sy vermoë te doen om jou met hom te versoen. Sodat hy weer en jy en ek met hom 'n verhouding met vrymoedigheid kan hê. Dis God se hele missie. Hy soek jou aandag, hy soek jou fokus, hy soek alles van jou. En wanneer hy sê ek begeer gehoorsaamheid meer as offerande, dis wonderlik en ons moet altyd en ons sal altyd ons sondes bely. Maar magtig, as ek elke dag net aan toe gaan net om sonde te bely, wat 'n verhouding gaan dit wees? Dis wat hy kom sê, my kind, kom net asseblief op 'n plek van gehoorsaamheid, dat ons minder tyd spandeer in sondebelydenis. Hoor julle wat die Vader net vir ons wil sê? Ek soek 'n verhouding bo sonde. Dis hoekom ek my seun gestuur het. Julle hak so vas, en ons hak so vas, en nou moet ek alweer bely, en ek voel so, weet jy wat, as ek op 'n plek kom, en ek sê, Here, ek onderwerp my nie. Die Bybel sê, Jesus het gekom, sodat ek en jy oor sonde kan heers. En soms maak ons te veel dinge te groot issues. As jy heeldag, meneer, by jou huis moet kom, vir jou vrou net om verskoning en vra, ekskuus my vrou, ekskuus my vrou, ekskuus my vrou. Wat 'n verhouding gaan julle hê? As jy heeldag moet op mevrou sê, jou man by die huis kom en jy op eiers heeltyd moet loop. Oor die kos moet net reg wees. Nie meer, wat 'n verhouding is dit? Is dit liefde? Moet dit nie ondraaglik maak vir mekaar nie. En dis nie die verhouding wat God met ek en jy wil hê nie. Here, ek moet net vandag op eiers loop. Ek moet net nie 'n foutjie maak nie, want God gaan my pak slaag gee. Nee. My wil is perfek. En my wil is vir jou die beste. En my wil is vir jou beskikbaar, hoorbaar. Want ek wil met jou praat en ek wil jou my wil kom leer deur my gees wat in jou woon. My verhouding met jou is 'n spontaniteit. Ek en jy is nie geroep om op eiers te loop voor God nie. Ons is geroep om te floreer in 'n verhouding van spontaniteit en vrymoedigheid. Ja, gaan ons foute maak? Natuurlik gaan jy foute maak. Natuurlik gaan ons foute maak.
Maar die wonderlik is, die woord sê, God hanteer ons nie volgens ons oortredinge nie. Want dis nie sy fokus nie, sy fokus is, hier is my wil vir jou. Lewe in dit en sien hoe jy gaan floreer, want Jesus het gekom vir 'n rede, sodat ek en jy lewe in dit in oorvloed kan hê. En wat doen die vyand? Hy probeer daardie lewe kom steel van ons, en dis hoekom ons heeltyd wil verhoed om gehoorsaam te wees, en hier is 'n paar vyande van gehoorsaamheid. Wil jy vanoggend hoor, wat staan tussen jou en jou gehoorsaamheid somtyds? En kom ons sit rebellie nou vir 'n oomblik een kant toe, okay? Daai asprissigheid en daai wederstrewigheid, dis nie meer wie jy is nie, want jy het Jesus aanvaar en hom aangeneem. Jy is vrygekoop van rebellie. Jy is nie meer onder die heerskappy van Satan nie. Jy is onder die heerskappy van die seun van sy liefde. Dis 'n goeie plek om amen te sê. So God begeer bo jou aanbidding en bo jou sondebelydenis, begeer hy jou gehoorsaamheid. Inteendeel, as jy woord mooi gaan lees, beteken jou aanbidding in elk geval niks as jy nie gehoorsaam was nie. As jy nie sy wil soek bo enigiets anders te nie. So 'n paar punte wat ek net neerskryf, julle kan op die bord kyk, die vyande, en ons gaan sy elkeen net bespreek, en wat is die oplossing? Hoe deel ek met hierdie vyande van ons gehoorsaamheid? In die eerste plek onkunde. As jy nie weet wat sy wil is nie. Is dit moontlik om gehoorsaam te wees as jy nie weet waarop moet jy gehoorsaam wees nie, wat is die opdrag nie? As ek vandag volgens jou sê, gaan doen net vir my iets. Okay, maar wat moet ek vir jou doen? Al doen net iets. Okay, dit gaan vir jou moeilik wees om gehoorsaam te wees. Tweede een is invloed. Die wêreld rondom ons, mentor, sosiale media. Gaan nou by elkeen net so stil sit. Derde een is trauma, verwarring. Alles is nie mekaar. Vierde een is desperaatheid. Angstig, gryp na strooihelms en opgewondenheid. Nou, ek het opgewondenheid ingesit en ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom opgewondenheid. Reputasie. Wat sal mense sê? En wel is die vleeslike begeertes. Dis die vyande wat kan indring in ons gehoorsaamheid om ons te onderwerp aan God en sy wil te doen, om sy wil te ken. Nou eerstens, kom ons kyk na onkunde. Soos ek nou genoem het, is dit moontlik om die wil van die Here te doen as jy nie weet wat die wil van die Here is nie. Maar wat is die wil van die Here? Ek weet nie wat die wil van die Here is nie. Wel, jy het geen verskoning nie. Hoe meer tyd jy in die woord van God spandeer, julle sal agterkom, waar is al ons woordskoolstudente? Ons is die woordskoolstudente vanoggend hier. Julle gaan agterkom wat gaan gebeur, hoe meer tyd julle in die woord spandeer, want ons nie forceer nie, maar ons motiveer julle om meer tyd in die woord te spandeer. Hoe meer tyd in die woord spandeer, hoe makliker is dit om die stem van die Here te onderskei van al die ander stemme, want ons gedagtes is dit nie vol stemme nie. En Jesus sê met Johannes 8:32, en julle sal die waarheid ken. Maar ek moet die waarheid ken. Ek moet weet wat staan daar geskrywe. Ek moet weet wat is die inhoud van hierdie boek. Ek moet nie net die boek deurgeblaai het en deurgekyk het en die stories gelees het nie, maar ek moet weet wat sê die Here vir my, en ek moet tyd spandeer in die woord om die Here se stem te hoor, want God praat nog steeds met ons soos wat hy met Moses en Abraham gepraat het. Maar ons is in 'n wêreld wat ons so gebombardeer is met soveel stemme, maar hoe meer tyd ek in die woord van die Here spandeer, hoe makliker is dit om sy stem te ken tussen al die ander stemme. So ons moet deel met onkunde deur by die woord uit te kom en sê, Here, ek wil my vul met die kennis van die wil, en net so kom die Gees van die Here ook ons swakhede te help. En hy kom breek die woord vir ons oop, en hy maak die woord vir ons verstaanbaar, en hy kom herinner ons aan die woord. Ek sal nooit vergeet toe ek op Bybelskool was, jy 3 vakke op 'n dag, en dan sit jy daar, weet, en jy wonder, hoe gaan ek ooit al hierdie goed onthou? Ek gaan 'n baie goeie geheue met hê, maar ek wil vanoggend vir jou sê, dank die Here vir die Heilige Gees, wat tot vandag toe, soveel jare na my Bybelskool, my nog steeds kom herinner aan goed wat vir my geleer is. Want dis wat die Gees van God doen, hy herinner ons aan die woord, hy herinner ons, Jesus sê, ek gaan die Vader bid, en hy gaan die Trooster stuur, en hy sal julle herinner aan alles wat ek julle beveel het. So jy met die woord en die Gees toelaat, om inspraak in jou lewe te hê, want die volgende ding is 'n vyand, is die invloed. Die invloed in ons lewe, soveel invloede, en vandag se tyd wat ons leef, is die invloed soveel groter, soveel meer, want ons is so blootgestel aan die wêreld, deur sosiale media.
Jy kan na iemand aan die ander kant van die wêreld op hierdie oomblik luister, jy is net 'n knoppie ver. Maar dit is gevaarlik, weer eens wil ek terugkom na die woord toe, om te luister na mense, maar jy weet nie self waar daar geskrywe staan nie. Want daar's baie opinies. Daar's baie mense wat baie te sê het, baie mense wat baie negatief is, maar ek en jy moet versigtig wees, want hierdie invloede kan jou gehoorsaamheid belemmer. Mentors in ons lewe, ons moet versigtig wees wie ons na luister. Paulus kom en hy skryf van die kerk in 1 Korintiërs 11 vers 1. Wees navolgers, wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is. Jy moet sorg om gehoorsaam te leef en God se wil te doen en te ken. Sorg dat jy mentors in jou lewe het, mense na wie jy luister wat geesvervuld is. Wat uitverkoop is aan die woord van die Here. Pas op, wees versigtig om na enige iemand net te luister. Wanneer jy ook al na 'n preek luister, 'n praatjie luister, nooi die Heilige Gees om saam met jou te luister. En jy sal vinnig agterkom. Hoeveel keer het ek 'n boek gevat en begin ek om so oopmaak en ek begin net so op deurblaai en dan voel ek ongemakliker, weet ek die Gees van die Here roep my nie om die boek te lees nie. Hoeveel keer het ek 'n preek aangesit of 'n lering aangesit wat iemand my aangestuur het binne 3-4 minute, dan weet ek sommer hierdie is nie geesvervuld, geesgedrewe nie. Want ongelukkig is daar baie verkeerde motiewe. En dan moet versigtig wees. Ongelukkig is daar, en een van die motiewe wat vandag se prediking is, die grootste motiewe is om die mens self te regverdig. Okay, wees versigtig, pas op daarvoor. Want dit gaan jou gehoorsaamheid kom steel. As die Here van jou kom sê, ek wil jy moet dit doen. Ja, maar Here, hierdie prediker het dit en hierdie prediker dit en my pastoor, selfs as jy vanoggend hier sit en luister na my. Ek bring die woord vir jou, maar jy moet toelaat dat die Gees dit interpreteer vir jou. En luister wat die Gees van die Here vir jou sê, nie luister wat Nolan vir jou sê nie. Dan luister jy verkeerd. Want elkeen van hulle wat hier sit, luister anderste. Hoeveel keer het ek al gesien, ja pastoor, hierdie wat jy het my gesê daar in die preek, dan sê hierdie persoon, hierdie wat, en dan die ander persoon sommer heeltemal iets anders toe ook gesê die preek. Dan weet ek, maar elkeen is op 'n ander plek in hulle lewe. Jy gaan anders te luister as die persoon langs jou. Maar sorg net dat dit geesgedrewe en geesvervuld is. Trauma het 'n massiewe invloed op ons gehoorsaamheid. Trauma, so ek net daar gesit en lakkies, dit bring verwarring. Hals is net die mekaar as ek trauma beleef het. Ek weet nie wat se kant toe nie, ek weet nie wat aangaan nie, ek weet nie hoe gaan ek hierdie regpak doen. Nou, trauma is iets wat gebeur wat buite ons beheer is. En dan poog ons as mens, in ons selfpoging soveel keer om net beheer te vat oor dit. Maar dan is dit net meer verwarrend, want ons besef, ons kan dit nie beheer nie, ons kan dit nie hanteer nie, so kom ons dit trauma noem. En trauma het 'n effek op jou siege, op jou denke. Die raad wat ons gegee is, en van julle wat hier was by die trauma aand, is dat as jy een of ander trauma beleef het, moet jy versigtig wees. In die week praat ek met 'n man in 'n gesprek, ons was by 'n funksie gewees, en net soos dit maar altyd gaan, as jy sal agterkom as 'n pastoor en raak 'n man 'n braai sommer 'n beradingssessie, maar ek love it, dit is my lekker, en ek lok dit ook uit. En hy vertel my op sy vrou afkom wat self gehang het. Ek weet nie, dit wat hy moes deurgaan, hy sê, en kan jy glo 6 maande later, toe trou ek sommer dadelik weer. En sy vriende wat sit, ja, ons het hom gewaarsku, pastoor, hy het nie vir ons geluister nie, en daai huwelik het nie eers, ek dink 2 of 3 maande gehou nie, want toe is dit net chaos. En ek sê van, weet jy, die grootste fout jy gemaak het, is jy kan nie deur so trauma binne 6 maande 'n gewone besluit maak, wat nogal vir nog 'n huwelik. So, wanneer ons trauma beleef het, moet ons versigtig wees, want jy kan nie jou emosies vertrou nie. Jy moet geduldig wees voor jy enige besluit maak, en jy moet sorg dat jy goddelike raadgewers in jou lewe het, want die woord sê, uit vele raadgewers sal ons wysheid bekom. Want in trauma, is die ding van trauma, ek en jy as mens, wanneer ons deur 'n trauma gegaan het, nou, daar's 'n legio traumas, jy wat in die situasie is, besef gewoonlik nie wat se effek dit op jou het nie.
En daarom moet jy vertrouelinge in jou lewe hê, wat met jou oop en eerlik is. Maar ook wys. Okay. Jy moet daai vriend, daai vriendin, daai familielid hê, wat so close is, wat vir jou eerlik kan sê, jy weet, jy is nie jouself nie. Nou gewoonlik as iemand dit vir jou sê, dan kom daai gees van rebellie, wat ons nou van gepraat het, kom en hy wil so 'n bietjie opstaan. En jy wil, want as jy in 'n pynsituasie is die beste manier om jouself te beskerm is deur aan te val. Nie best nie, maar dis gewoonlik reaksie. Defense is the best offense, okay? Of offense is the best defense. Dis nie wys om groot besluite te maak en erken jou trauma vir wat dit is. Moet dit nie ignoreer nie. Manne, moenie by Cowboys don't cry, ons gaan aan, kom ons gaan aan, kom ons beweeg aan. Jy beïndruk niemand nie, en weet jy wat, inteendeel gaan jy baie later verloor as jy nie deel met jou trauma nie. Jy gaan mense langs die pad verloor. Hê mense in die lewe wat daar is, wat wysheid het, wat geestelike inspraak gee, wat vir jou kan sê, weet jy, ons is hier om jou by te staan. En hulle gaan nie jou trauma vir jou oplos nie, glo my. Maar hulle gaan ten minste daar wees om jou te ondersteun in die pad van trauma. As jy geliefd uit die dood afgestaan het, daar is 'n rede hoekom ons dit 'n rouproses noem. En jy moet geduldig wees met die proses. En moenie in die oomblik van rou groot besluite maak nie. Raak stil by die Here. Soek sy inspraak. En vra hom om mense aan jou sy te sit. En sit jou tussen mense. Moet jy ook jouself nie isoleer nie. Dit is gevaarlik om jouself te isoleer in 'n tyd van trauma en rou. Sorg dat jy mense om het wat jy weet wat omgee. Omgee vir jou in jou hart. En dan die volgende ding wat ons gehoorsaamheid kan beïnvloed in 'n vyand is desperaatheid. Nou saam met desperaatheid het ek nou hier gesê opgewonde. Nou kan ek so 'n bietjie net, kan ek my eie foute so 'n bietjie op die tafel sit vanoggend. Julle weet nou van my voertuig wat die Gees gegee het, Desember op pad net voor die grens. En wonderlike getuienisse, wonderlike goed wat gebeur het, maar weet jy, een massiewe les wat ek geleer het, en nog steeds leer, uit 'n plek van desperaatheid. Want nou is jy hier, jy's in 'n krisis oomblik, jy vat enige hulp en enige raad, wat jy kan ontvang, uit 'n oomblik van desperaatheid. En die kort en die lank, toe ons nou uitvind en al die toets eventueel doen, toe was die part wat toe skeef geloop het, wat ons nou getoets het gesê het, was toe hierdie part gewees waar die fout ingelê het. Het ek die part gaan koop, en dit was net so oor die R600. Maar tot nou toe, kos dit my oor die R60.000. Omdat ek desperaat was, en enige hulp net aanvaar het om te sê, asseblief, help net. En net gegaan het met wat gesê is, en gedoen is. Want soos mense gehelp het, het hulle eintlik meer skade berokken. Okay? Eventueel, toe ons agterkom en die een ding wat skeef geloop het en die ouens wat probeer regmaak het en meer skade gebring het toe nog meer skade veroorsaak en dis ook met baie meer geld gekos het, want toe het ander parte, en ek gaan nou nie tegnies raak nie, want almal gaan dit nou nie noodwendig verstaan nie, maar eventueel moes ek, die goed noem ons injectors, moes ek al 6 injectors moet vervang word. So ja, nou is jy desperaat, die koste vir die 6 is so, die goedkoopste wat ons kan kry in ons land is R39.000. So ek sê vir hulle, breek net eers, ek het nou nie hierdie wat rond lê nie, wat breek net eers, verstaan nie, voor ons net hierdie. En eventueel kom iemand en sê, hoorie, maar ons ken iemand wat parte invoer. Jy kan jy miskien help. Bel die persoon, ja nee, ek verseker, ek kan jou help, ek gaan uitvind, kry die kwotasie, hy sê, weet jy, ek kan dit vir jou presies dieselfde kry, vir net R22.000. Nou jy kan dink my opgewondenheid van R39.000 na R22.000 toe, R17.000 goedkoper, so obviously, hierdie antwoord op gebed, ek is opgewonde, halleluja, waar betaal ek die geld in?
En ek betaal die geld in, wonderlik. Jy wag net meer 4, 5 dae, dan is die party hier. Dis 2 maande later. En die man antwoord nie sy oproepe nie. So op die R60.000 sal nog R22.000 wat nou iewers is. En iemand, en ek wil vandag sê, en in die tyd, en in die terugkyk besef ek en Keegan praat so, en hy sê, papa, toe jy het my sê van hierdie oom, wat die goed is, al onmiddellik 'n krap in my hart. Ek sê, wel, ek was te opgewonde om te luister na daai krap in my hart. Want ek was desperaat. En soms bring ons desperaatheid ons op daai plek. Ons dink, wow, hier's 'n deurbraak, hierdie moet antwoord op gebed wees. En wil ek ook sê, die ou wat my geld skuld, wil ek vir hom bid. Okay, want iewers het hy 'n finansiële krisis. Want die ouens wat hom verwys het, sê hy het altyd goeie besigheid gedoen. Is jong man, kind is 'n jaar oud. Maar ek wil al by die huis opgedaag het, en jy het al hierdie uitdagings, en 'n paar keer was die gesindheid en my vrug was keer op keer getoets. Gister nog, as ek probeer die oproep maak en die antwoord word nie. En jy wil kwaad word, jy wil jy emosies, en dan wil jy 'n paar volgende stappe neem wat nie noodwendig gehoorsaam is nie. Iemand het my geoffer, wat is 10% van R22.000? Wel, ons kan dit vir jou gaan haal, maar ons moet nie vra nie. So, maar die desperaatheid vind ou soms uit jouself dat jy begin wonder, Here, is dit nie maar die plan om te maak nie. Want ja, en ons word getoets, en ons trap strikke af, uit 'n plek van desperaatheid, en die desperaatheid wat ons voel, is hier deurbraak, maak ons opgewonde, en dit maak ons ore toe vir die stem van die Heilige Gees. En ek noem dit vir jou vanoggend, en ek sit dit op die tafel, nie dat jy met jammer kan asseblief nie. Hierdie is 'n lewensles, verstaan jy? Almal jou bakkie, dalk was hy net 'n idol in my lewe, wat in elk geval net daar moet staan vir 'n oomblik. Want soms kom die Here en sê, as 'n paar goed in jou lewe wat bietjies te belangrik is, en te groot fokus is, want baie mense met my praat, as dit maar my bakkie, en besef ek is nogal gekoppel aan dit. Dis nie waarna gekoppel wil wees, dis 'n aardse ding, 'n blik wat my bring van punt A tot punt B. Okay. Maar dalk is daar 'n les om te leer. Maar wat ek vanoggend vir jou wil kom leer uit my foute uit, pas op. Soveel keer het ons sien dat mense strikke aftrap, wat in daai plek van desperaatheid, wat in 'n rouproses is, en daar's mense wat daarop uitkyk, om te sien, maar wanneer kan ons hierdie mense in hulle plek van swakheid, kan ons hulle manipuleer, weduwees, weewenaars, wat hulle omkoop, met goeie oulike praatjies, en dan klink dit so goed, en dan, man, as dit goed is, dan moet dit mos maar van die Here af wees. Ek meen, hoe kan jy my kwaadlik neem, wat ek gesê het, wow, van R39.000, R22.000, hierdie is antwoord op gebed, eers wat ek jou ons bel, die werktuigkundiges, en sê, hoor, hier is 'n oplossing, hierdie ons sê, binne 4 dae, ek betaal die geld nou oor, en die ou het ook vir gesê, is jy seker? Wel, dis 'n antwoord op gebed, ek moes op pastoor, ek het gebid, die Here het vir ons deurgekom, hy het voorsien. Was dit die Here? As die Here was, hy lank al geloop het. Maar die ou selfpoging, en die eie ek, en die opgewondenheid, beland ons in daai plek, waar ons slegte resultate het. Dit was nie 'n rebellie nie. Dit was 'n stryk wat die vyand gestel het, uit my plek van desperaatheid. Ek dank die Here, dat God slaap nie, oor sy werk nie. Hy bly nog steeds ons voorsiener, en hy leer ons. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Die Engelse vertaling sê dit so mooi, hy sê, be anxious of nothing. Pas op vir desperaatheid, pas op vir angstigheid, selfs in verhoudings, in transaksies, in besigheid, in finansies. Kerk, wees versigtig vir daai, ek hou van die woord anxiousness, moenie angstig raak nie, moenie besorg raak nie, want dit kan jou belemmer om te hoor wat die Here vir jou sê. Ons moet leer om stil te raak. Jou reputasie, wel ek kan nie hierdie doen nie, ek kan nie, weet om die braaivleis hier, wat gaan die manne nou dink as ek nie meer doen wat hulle almal doen nie?
Wat gaan dit aan my reputasie doen? As ek nou nie meer kuier soos die res kuier nie, want as die Here vir jou gesê het, stop, dan stop jy. Ongeag wie wat sê. Want dis nie sy wil vir jou lewe nie. As jy vir die Here vir jou sê, vir my hierdie vriendskappe, vir my hierdie gesprekke, vir my hierdie plekke, dan doen jy dit, ongeag wat mense sê, maar soms is ons te bang oor mense se opinies en ons reputasie. Hy sê, want elkeen wat ons skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens om skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader en van die heilige engele. As jy op 'n plek jouself bevind, wat jy skaam is om oor Jesus te praat, vir my die plek. As jy tussen mense is nie, skaam is om oor Jesus te praat vir hulle, vir my die mense. Okay. Want skaamheid sê, ek het nie die vrymoedigheid nie, ek het nie die vryheid om te praat nie, ek is eintlik, word ek gedomineer deur die situasie, deur die omstandighede. Ons moet in alle tye, in alle opsigte, moet ons die vrymoedigheid hê, en ons nie skaam oor Jesus nie, en dan natuurlik wel is die verleidelikheid van die vlees. Paulus beskryf dit baie mooi aan die kerk in Galasiërs oor die werke van die vlees. Maar dan kom hy in Galasiërs 5:24, hoe deel ons met welis? Welis is, in Engels praat ons van lust. Hy sê, maar die wat aan Christus behoort, die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Welis is 'n baie gevaarlike ding. Dis die eie vlees, die vlees wat hom wil bevredig, wat wil vergenoegd wees. Welis is nie net seksueel van aard nie, welis is ook finansiëel van aard. Ek kan nie genoeg kry nie, ek moet nog, en ek moet nog, en ek moet nog. Welis is iets wat nie bevredig of vervuld kan word nie. Wel soekend is na vervulling, maar nooit die plek van satisfaksie kan vind nie. Dis die vleesdimensie, en dis natuurlik die dimensie waardeur die vyand se verleiding kom. Hoekom het Eva van die vrug geëet? Die begeerlikheid van die vlees. Die vrug was begeerig om van te eet, toe sy na hom kyk. Sien julle hoe die vlees, die begeertes van die vlees, want die vlees soekie lekker, die vlees soekie bevrediging in dit, maar die bevrediging het meeste van die tyd, as dit nie deel van God se plan is nie, is dit slegter, sal dit 'n slegte resultate wees. Die enigste plek waar die vlees bevredig mag word, is binne die grenslyne van die huwelik. Enige vleeslike bevrediging buite die grenslyne van die huwelik is buite God se wil. Okay? Maar die vlees het begeertes. En dis hoekom Paulus, weet julle wat Paulus se grootste motivering vir die huwelik is? Julle moet gaan lees. Hy sê eintlik, wil ek wel aanbeveel, moet eerder nie trou nie. Okay? Maar te wille van die hoerery, met ander woorde die welis, die begeertes, trou liewer, want dis die enigste plek waar jy die vlees mag bevredig. Nou as jy vleesmens is, gaan jy altyd begeertes hê, want solank as wat jy vlees het, gaan jy begeertes hê. Maar sorg dat jy in die wil van die Here bly, en nie die welis, en sorg dat jy na mekaar omsien. Paulus skryf het, en kan ek met die huwelikspaar praat, julle moet kyk na mekaar. Want die wêreld daar buite is vinnig gulsig om jou welis te bevredig. Dis scary wat daar buite aangaan. En nie naby ons, is dit scary wat aangaan. Maar pas op vir die welis. Psalm 40 vers 9 sê dit vir my so mooi. En hoe deel ons met welis om nie die wil van die Here te doen nie, maar die vrees, die begeertes van die vlees te verbring. Hy sê, ek het lus. Okay? Wat is welis? Is die lus van die vlees. Wat is gehoorsaamheid? Hy sê, dis my so mooi. Hy sê, ek het lus, o my God, om u welbehae te doen. Ja, en dis my gebed vanoggend. Here, kom verander ons lus. Gee ons daardie lus. Wat gee jou daardie lus om sy welbehae te doen? Wat motiveer daardie lus? Ek het lus, hy sê, ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne in my ingewande. Is die liefde vir jou God. Gehoorsaamheid is nie 'n geforseerde ding nie, gehoorsaamheid is die resultaat van liefde. Lus is die resultaat van liefde. Die lus om sy wil te doen. En ek wil afsluit vanoggend jou beginsel net te leer wat Ou Testamentiese beginsel is, maar ek wil dit net deurtrek in vandag se tyd. En ek leer dit uit die voorbeeld van Dawid, en ek weet nie wie van julle dit al gelees in die Bybel van 'n skouerkleed nie. Nou, jy kan dit self gaan Google, ons het dit nie tyd om te gaan Google en alles te verduidelik nie, maar dis 'n kleed wat die priesters gewoonlik gedra het.
'n skouerkleed, dit lyk amper soos 'n voorskoot. Hy het sulke bande hier oor, en dan aan die skouerkleed was daar nou ook 'n borsstuk gewees, wat nou klippe opgehaal het, en verskillende goeders wat die priesters, wat God baie in detail vir hulle gegee het om te doen. Nou, ek kan nie vanoggend, en ek wil nie in daai detail ingaan nie, maar ek wil gaan na wat Dawid gedoen het, in sy tyd van benoudheid. Ons weet dat Dawid was op 'n stadium in die slagveld gewees, en toe hulle terugkom, toe is hulle kinders en hulle vrouens is almal ontvoer deur 'n bende. En dit was so benoud vir Dawid gewees, dat sy eie manskappe hom wou gestenig het en hom doodgemaak het. So Dawid is in 'n oomblik van trauma, van paniek. Wat nou? Hoe nou? En so maklik kon Dawid net, ek meen, hy's 'n vegter. Hy weet wat om te doen in 'n oomblik van 'n vegsituasie. Dawid is nie bang nie. Ons weet dit. Dis nou een wat nie bang waar op sy hoof het nie, is dit nou Dawid. Maar wat doen Dawid in hierdie oomblik van benoudheid? En hier is die beginsel wat ek en jy moet leer. Ek wil dit noem die skouerkleed beginsel. Die skouerkleed is gebruik wat die priester, of dan in Dawids geval die koning, eers aangetrek het. En wanneer hulle die kleed aangetrek het, dan het dit hulle vrymoedigheid gegee om na God te nader en hom te raadpleeg wat om te doen. En ek en jy moet leer, dat as ons in ons oomblikke kom van desperaatheid, in situasies en trauma kom, om te sê, Here, leer my om eers te stop en 'n skouerkleed aan te trek. Nou, dis nie 'n fisiese skouerkleed wat jy aantrek nie. Ek lees vir jou in 1 Samuel 30 vers 7 en 8. Nou is die agtergrond, hulle vrouens is weg, die manskappe wil Dawid doodmaak, en wat doen Dawid? Hy het nie onmiddellik gesê, kom, gryp die perde, laat ons gaan, boys, hier gaan ons, kom ons gaan haal ons vrouens terug nie. En meer as een keer, en ek kan net hierdie voorbeeld lees terwille van tyd, en hy kom en Dawid sê vir Abjatar, die priester, die seun van Ahimelech, bring tog die skouerkleed vir my hier. En daarop het Abjatar die skouerkleed na Dawid gebring. En Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, nie sy eie kop gevolg nie sy eie dryf nie. Kom ons stop net eers. Wag net bietjie. Voor ons eie poging hier aanwend, voor ons eie desperate besluite nou maak, kom ons vat tyd om die Here eers te raadpleeg. En mag die Heilige Gees ons kom leer om eers die kleed aan te trek. En die kleed praat van, ek stop met die wêreld, en ek stap in 'n plek in wat ek God soek vir 'n antwoord. Nou, daar is verskeie opinies hoe God die antwoord gegee het, want interessant, saam met die skouerkleed was daar 2 klippe gewees, en daar is opinies oor hoe God die antwoord gegee het hierdie klippe. Maar natuurlik is ons nie meer in die Ou Testament nie, daar is nie meer 'n fisiese skouerkleed nie. Maar die skouerkleed het vir hulle die vrymoedigheid gegee om in te stap, want die kleed was geheilig en gereinig en gereed, om hulle moes hom aantrek, om in te stap in God se teenwoordigheid in. Dit het die vrymoedigheid gegee. So hulle wil God raadpleeg, en hy raadpleeg Here, moet ek agterna gaan, moet ek nie agterna gaan nie. Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jag, sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. So mooi. Dat Dawid eers stop in sy ergste oomblik van benoudheid in sy lewe. En hy sê vir die priester, bring die skouerkleed. Ek het God nodig. Ek het hom nodig, ek het sy stem nodig, ek het sy raad nodig, ek kan nie my eie raad hier volg nie. Hoeveel keer het ons nie ons benoudheid net erger gemaak? Omdat ons uit desperaatheid uit net opgetree het. As ons net stil raak, is Here, U weet beter. Ek dink soms moet ons daai beter weterheid vir onsself so 'n bietjie gaan neerlê. Dit is van ons daai skouerkleed, en mag die Here ons help om 'n skouerkleed beginsel net, dis die beginsel. Ek wil nie nou hier met 'n fisiese skouerkleed gemaak nie. Hoekom? Want ek wil volgens vir jou sê, ek en jy het vrymoedigheid. Ons is in 'n nuwe dimensie. Daar's 'n nuwe dispensasie, die Nuwe Testament na die opstanding van Jesus Christus. En hoor mooi wat sê hy in Galasiërs 3 vers 27, maar hy sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. En wat doen Christus vir ons in hom?
het ons die vrymoedigheid. Hebreërs 4 vers 16, hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid. Met ander woorde, daar's 'n openheid. Daar's nie 'n blokkasie nie, dis wat vrymoedigheid beteken, daar's nie 'n hindernis nie. Laat ons vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Die regte tyd. En dan vers 19 sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Moenie dat die wêreld jou domineer en jou manipuleer nie. Moenie dat die gejaagdheid van hierdie lewe jou lewe dikteer nie. Die woord sê laat staan en weet. Dawid het eers laat staan, bring die kleed. Ek moet God eers raadpleeg. So vanoggend, wees versigtig. Gehoorsaamheid is wat God begeer van jou en van my. Nie uit 'n dwang nie, maar uit 'n plek omdat ek hom liefhet, wil ek sy wil doen. Oor dit wat hy vir my gedoen het, hoe kan ek anders as om my lewe aan hom te wy en te sê, Here, soos Jesus in die tuin van Getsemane gebid het, in sy donkerste uur van angs wat hy bloed gesweet het, was hy nog steeds bereid om te sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En weet jy waar vind jy promosie geestelik? By 'n plek van gehoorsaamheid. Hy het 'n naam ontvang wat bo elke naam is, omdat hy gehoorsaam was tot die dood toe, selfs die dood aan die kruis. Daarom sal elke knie buig en elke tong bely dat Jesus die Here is, as gevolg van sy gehoorsaamheid. Sy promosie het gekom uit sy gehoorsaamheid. Soek jy geestelike promosie? Soek jy wil van die Here. Oorwin, Psalm 81 kan jy net ook gaan lees, terwille van tyd, maar hy sê net, as my volk tog maar net aan my geluister het. Hy sê, my volk het ander gode ingelaat, daar's te veel ander dinge, wat sonder dat ons dit agterkom, afgode in ons lewe raak. Want ons luister eerder na ander stemme, as na die stem van die Here. En ons het vir mekaar Vrydagoggend gesê, as manne, as ons tog maar net meer luister, gaan ons onsself baie moeite spaar. En een ding moet ons uitklaar, dat God se wil is nie altyd ons wil nie, en ons wil is nie altyd God se wil nie, maar sy wil is beter. So onderwerp jou aan God. Hoe onderwerp jy? Jy offer jou eie wil op. En sê, Here, nie my wil nie, nie my planne nie, maar u plan. Johannes sê dit so mooi vir sy disippels, Johannes die doper, wat hy net hierdie verklaring maak toe hulle na hom toe kom, sê, maar hierdie Jesus doop meer mense as wat ons doop. En Johannes sê, maar, dis vir die woord, my eie woorde. Want hy moet meer word, en ek moet minder word. Teresa Avila het die volgende sê, sy sê, ek ken die krag van gehoorsaamheid. Ek ken die krag wat gehoorsaamheid het, om dinge wat onmoontlik lyk, maklik te maak. So my uitdaging vir jou is, dat jy vir jou skouerkleed oomblik in jou lewe sal skep. En nie vasgevang te raak aan 'n stoomroller meganisme wat ons net aandryf en aandryf en aandryf nie. God se wil is die belangrikste. God se wil is die beste. God se wil maak alles makliker. God se wil bring die beste uit jou uit. God se wil het net goeie resultate. Maar net so, as ons nie luister nie, is daar slegte resultate. Kos 'n prys. En dis 'n prys wat ek besef in die tyd waar ek het my fout uit geleer het, uit desperaatheid om te sê, Here, ekskuus dat ek desperaat was en my desperaatheid groter as u stem geraak het. En ek moes verskoning vra en dit bely. Ek sê, Here, leer my u wil. Leer my u plan. Leer my wat belangrik is vir u en nie vir my nie. Sodat ek u wil kan doen. En u volheid kan beleef vir my lewe, want God het vir jou 'n volheid. Maar gehoorsaamheid bly
die sleutel tot die volheid van God in jou lewe. So as jy vanoggend saam met my, die orkes kan vir ons vorentoe kom, ons kan afsluit met 'n lied. As jy vanoggend saam met my net voor die Here wil staan en sê, Here, ek wil my wil net kom neerlê by U voete, Here Jesus. Ek wil my eie planne, my idees aan U kom onderwerp. Want hier sit fenomenale idees en planne en drome. Maar weet jy, die wêreld wat ons gehoorsaamheid kom steel uit in omstandighede, het daardie drome kom verhoed om in vervulling te kom. Maar die Here sê, dit is nie te laat nie. Maak jy net die keuse om te sê, Here, ek onderwerp myself, my wil aan die plan. I submit to you, want die mate wat jy onderwerp, onthou, is die mate waarin jy in autoriteit staan. So as jy vanoggend saam met my wil staan en sê, Here, hier is my wil, ek lê dit neer by U wil jy nie saam met my staan nie, en ek gaan vir ons bid vanoggend. Kom ons sluit die oë. Vader, vanoggend staan ons voor U as mens. En Here, ons moet erken, soms het ons gedink ons is slim. Maar as die gesegde wat sê, slim vang sy baas. Here, wat ons gedink het, ons weet beter, waar ons desperaat was, angstig was. Here, waar ons verkeerde inspraak toegelaat het in ons lewe. Here, waar ons skaam was vir U, om U wil te doen. Here, ons kom voor U as U volk, as U kinders, en ons wil ons ongehoorsaamheid aan U kom bely, Here. Here, as daar nog 'n mate van rebellie in ons is, wil ons vra dat U met dit sal deel. Here, daardie eie sinnigheid, daardie wederstrewigheid. Here, waar ons eintlik ons eie God raak. Here, die eie ek, wat ons afgod geraak het, wil ons voor U kom neerlê, Koning Jesus. En ons wil U voorbeeld volg, waar U niks gedoen het, behalwe dit wat die Vader vir U gesê het om te doen nie. Waar U gehoorsaam was tot die dood toe, ja, die dood in die kruis. Dankie vir U voorbeeld, Koning Jesus. En daardeur het U autoriteit gekom, omdat U bereid was om U te onderwerp aan die Vader, wil ons voor U kom staan, Hemelse Vader, U wat ons God is, ons maker is, ons skepper is, ons redder is, en ons wil onsself aan U kom onderwerp, Here. Heilige Gees, kom leer ons wat dit weer is om gehoorsaam te wees. Here, kom bewaar ons teen die wêreld en die angstigheid en die desperaatheid. Here, kom leer ons om weer 'n skouerkleed aan te trek en om U te raadpleeg, Here, vir ons besluit te maak. Here, kom vanoggend teen mense wat hier staan, wat trauma beleef het, Here, en die trauma dinge net de mekaar gekrap het en omgekrap het. Here, ek roep orde in die naam van Jesus Christus, orde in hulle gedagtes, Here. Here, ek bid vandag dat U 'n skepende wonderwerk sal doen, Here, dat daardie breinlobbe sal normaliseer, dat die neuronbane weer herstel sal word, Here, sodat die brein kan optree volgens U wil en nie die trauma en die leuns van hierdie wêreld nie. Here, ek kom teen elkeen van daardie leuns in die naam van Jesus Christus, leuns wat mense gebind het, leuns wat mense onseker gelaat het, leuns wat mense verwar het, Here, leuns wat U stem kom dof maak het, Here, ek kom teen dit in die naam van Jesus Christus. Die vyand is uitgekleed, die vader van die leuns is oorwin, hy het uit oor hom getriomfeer, Here, daarom kan ons opstaan teen elke leuen van trauma, elke leuen van verwerping, Here, ons verbreek die mag van die leuns in die naam van Jesus Christus.
Ons neem gesag, Here, en ek dank U Heilige Gees dat U genesende krag reg nou 'n skepende wonderwerk doen in die gedagtes van elke persoon, Here, wat hier staan. Here, dat hulle gedagtes vernuwe sal word, dat hulle gedagtes vry sal kom, Here, dat hulle gedagtes weer gedagtes van hoop en vreugde sal wees, Here, dat die lig weer sal kom skyn, Here, deur daardie donker wolk wat hulle omring het, Here. Here, daardie wolk, daardie mis sal soos die mis vir son, so die son verdwyn, Here, verdwyn uit hulle lewe uit, want ons neem vanoggend gesag en ons staan voor U, Vader, en ons weet U begeer ons gehoorsaamheid meer as ons offers, meer as ons slagoffers, Here, en ons reukoffers, as ons aanbidding en ons belydenis, Here. Maar vanoggend staan ons voor U en sê, Heilige Gees, kom leer ons, kom help ons, laat ons sal lus wees om die wil van die Vader te doen, sodat die Vader behaag kan wees en ons die goeie resultate op ons lewens kan beleef, Vader. Dankie, Here, dat ons nie vanoggend hier kan staan in ons eie selfpoging nie, maar dat ons wil, ons eie ek, by U kan neerlê. U moet meer word, en ons moet minder word. Here, ek sien net 'n dinamiese kerk. Here, want ons niks meer dinamies as 'n gehoorsame gelowige nie. Dis wat hierdie wêreld verander. Mag ons daardie dinamiese kinders van God wees, wat U wil soek. Here, en ook die moed hê om U wil te doen deur die krag van die Heilige Gees in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied. Amen. Kom ons gee 'n lofoffer. Daar's niemand soos Jesus nie. Ek sluit af Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Sien hoe jou vyand sterk tussen die bene weghardloop van jou, want jy is 'n gehoorsame kind van God. Dankie. Die Here seën julle.